Martie van Wyk. Lig op verhoudings, Martie van Wyk, ons verhoudingsspesialis. Kom ons hoor wat sy. Hallo Willem en hallo liewe luisteraar. Welkom terug by ons 4de geselsie oor geld praat, liefde luister. Waar ons eerlik met mekaar praat oor hoe geld ons verhoudings affekteer en hoe liefde, geloof en wysheid ons kan lei na vrede. Verlede keer het ons met mekaar gesels oor hoe om reg te veg oor finansies, hoe om met mekaar te praat, vir mekaar te luister en hoe om oplossings te vind sonder om mekaar af te breek. Vandag pak ons een van die moeilikste finansiële uitdagings aan, wat ons almal soms in die gesig staar. Ek praat van skuld en die emosionele lading wat gewoonlik daarmee saamkom. Goed soos skuldgevoelens, blaam, vrees en somtyds ook die behoefte aan vergifnis. Skuld kan soms vir 'n mens voel soos 'n donker skaduwee wat jou oral volg. Dit beïnvloed jou slaappatrone, jou beplanning en soms ook die manier waarop jy liefde wys. So Willem en liewe luisteraar, hoe verstaan ons die druk van skuld? Soos ons amper in elke episode vir mekaar sê, skuld is ook nie net 'n finansiële saak nie. Ook dit is emosioneel en geestelik. Dit kan 'n mens vasgevang laat voel, en dit kan 'n ander party skuldig laat voel of geblameerd. Skuld kan 'n ernstige emosionele sneller wees, wat ou herinneringe weer oopkrap. Dit kan 'n emosionele slanner wees vir ou vrese of ou mislukkings uit die verlede. Dit kan ook 'n sneller wees vir vorige herinneringe daaraan om min fondse of finansies te hê, of 'n sneller wat jou herinner aan 'n ongesonde beheer wat jy beleef het. Soms word skuld nie met 'n maat gedeel nie. Een dra die las heeltemal alleen en in stilte. Spreuke 22 vers 7 herinner ons, die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. Willem, wanneer ons geld skuld, voel ons die gewig van dit op ons skouers. Die verlies aan vryheid, die angs van die verpligting, maar soms is die persoon wie ons voel ons skuld, nie die bank nie, maar ons maat. Miskien het een van julle 'n finansiële fout gemaak. 'n Lening wat jy nie moes gevat het nie, 'n kredietkaart wat buite beheer geraak het, of dalk 'n besigheidsbesluit wat skeef geloop het of wat nie uitgewerk het nie. En selfs nadat al die skuld begin krimp het op papier, het die emosionele skuld, die skuldgevoelens, die verwyte en die teleurstelling miskien agtergebly. Dis wanneer die verhouding self soos 'n bankrekening begin lyk. Een party bly rente vra op die ander een se fout. Hulle doen dit deur aanhoudende kritiek of wantroue uit te spreek, en die lener bly emosionele afbetalings maak, deur teen skuldgevoelens te stry of gedurende oorkompensasie. Wanneer dit gebeur, is jy miskien finansiëel vry, maar emosioneel nog steeds 'n slaaf. Dit is hoekom vergifnis net so belangrik soos terugbetaling is. Vergifnis kanselleer emosionele skuld uit. Dit sê, jy het 'n fout gemaak, maar ek kies om vorentoe te beweeg saam met jou, nie teen jou nie. Dit maak albei se harte vry van die vassit in die verlede. Want ware vryheid in 'n verhouding is nie wanneer die laaste rekening of lening afbetaal is nie. Dis wanneer albei se harte skuldvry is
deur die genade wat ons aan mekaar betoon. So kom ons kyk na die emosionele kant van skuld. Wanneer geld min is, dan hardloop emosies gewoonlik hoog. Die een wat die begroting hanteer, voel die druk en die uitputting daarvan. Die een wat skuld maak, voel die skuld en die blaam en die verleentheid. Beide van die partye voel vrees. Vrees vir die toekoms of vrees om alles te verloor wat hulle saam opgebou het. Byvoorbeeld, Jannie het sy werk verloor en hy het sy kredietkaart uitgeput om die finansiële skip op die water te hou. Hy het nie vir Annel gesê nie, tot die rekeninge begin ophoop. Sy het verraai gevoel. Hy het verneder gevoel. Dit was nie die skuld wat hulle verhouding amper gebreek het nie. Dit was die stilte en die verwyte wat daarmee saamgekom het. Genesing het begin toe hulle begin praat het en saam planne begin maak het. So hoe werk vergifnis in finansies? Vergifnis in verhoudings gaan nie net oor woorde nie. Dit gaan soms oor getalle ook. Ons vergewe wanneer ons maat oorspandeer het en dit aan ons bely. Of ons vergewe wanneer 'n belofte om te spaar of om skuld af te betaal gebreek is. Of ons vergewe wanneer foute van die verlede steeds 'n effek op vandag se finansies het. Willem in Kolossense 3 vers 13 lees ons: Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Vergifnis beteken nie ons moet die probleem ignoreer nie. Dit beteken ons kies genade terwyl ons werk aan verandering. En soos gewoonlik, liewe luisteraar, gaan ek vir jou toerus met 'n paar praktiese stappe wat jy kan oorweeg om skuld saam aan te pak. Die eerste stap wat ek wil voorstel is, praat, moenie wegsteek nie. Bring alles in die lig, alle rekeninge, alle winkelkaarte. Die eerste stap is eerlikheid. Die tweede stap is om 'n realistiese plan te maak. Lys elke stukkie skuld, lys die balans, lys die minimum afbetalingsbedrag en ook die einddatum. Om alles so op papier te sien, help met die kontrole daarvan. Die derde stap wat ek met julle wil deel, is deel die verantwoordelikhede. Selfs as een party skuld veroorsaak het, kan beide partye deel wees van die plan en die vordering. Onthou, julle is 'n span. Stap 4. Vier al die klein oorwinnings. Elke afbetaling van 'n rekening is 'n oorwinning. En vier dit saam. Die laaste stap, stap 5 is, hou jou geloof lewendig. Bid saam oor julle finansies. Liewe luisteraar, ons sê dit elke week vir mekaar. Vra God vir dissipline, kreatiwiteit, vergenoegdheid en tevredenheid. In Filippense 4 vers 19 lees ons, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Jesus Christus. So hier is 'n wenk. Ontwerp 'n visuele skuldmoniteerder. Jy kan enigiets gebruik. Gebruik jou kreatiwiteit. Dit kan 'n houer wees, 'n grafiek of 'n kaart of 'n notaboek. Maak dit baie visueel en dan saam met dit, vul dit met dankbaarheidsnotas soos wat jy jou skuld afbetaal. Liewe luisteraar, verander jou terugbetalings in hoop. Ek wil afsluit met woorde van bemoediging. Luisteraar, ek verstaan dat skuld swaar is, maar dit is nie wat jou definieer nie. Vergifnis, genade en spanwerk is sterker as enige verskuldigde balans. Onthou, jy kan vertroue herstel. Herskryf jou lewensstorie en begin van voor af. Die nommers op papier mag dalk tyd vat om te verander, maar genesing van die hart kan vandag begin. Want wanneer geld oor skuld praat, luister liefde en antwoord met vergifnis.
Liewe luisteraar, weer eens baie dankie dat jy geluister het. Tot volgende keer groet ek jou uit Pretoria. Liefde en seënwense. Totsiens.